Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so. Broers en susters, gun my die oomblik om net met namens ons gemeente, die gemeenskap van Sasolburg, ek dink ons kan maar sê die gemeenskap van Taaibosspruit, dalk so ver as Heilbron, dat ons innige simpatie en meegevoel met julle wil betuig. Karen, vir jou en jou kinders, mag die Here naby aan julle wees. Mag hy julle troos. Dis inderdaad soos hierdie baie mooi liedjie altyd begin, wat sê, I didn't know today will be your last. As ons geweet het, wanneer die einde van ons lewens is, sou ons dalk baie meer moeite gedoen het ook met mekaar. Ons is hier met hartseer oor 'n finale oomblik, 'n finale stukkie afskeid, met eintlik soveel vrae, en dalk verwyte ook, selfverwyt. Miskien moes ek dalk nog weer, moes daai oproep dalk gemaak het, of wat dit ook al mag wees. Ons sit met baie emosies hier binne in ons, en dis daarom so goed dat ons hier by mekaar kan wees, waar ons in die stilte van 'n kerksentrum verseker daarvan is, dat die Here gesê het, daar waar julle in my naam by mekaar is, daar is ek ook by julle. Ons troos lê in die saamwees hier, in die saamkuier, in die saamdra van hierdie hartseer en las op hierdie oomblik, maar ons troos lê ook daarin dat ons hier die Here ontmoet. En miskien sal ons vergeet wie almal vandag hier was, na watter liedjies ons geluister het of gesing het of wat dit is, maar onthou ons dit, dat die Here daar was die dag toe ek hom nodig gehad het, en mag dit dan vir ons troos gee in die dae en die maande wat voorlê. Kom ons bid dan en vra dat die Here ook nou hier saam met ons sal wees. Here, baie dankie dat ons in die stilte van hierdie oomblik baie bewus mag wees van ons omgewing. 'n Kerkgebou, sentrum waar u kinders u kom aanbid in die goeie tye en ook in die swaar en die moeilike tye. En dat u nog altyd gewys het dat u betroubaar is, dat u daar is. As ons paaie partykeer deur donker skaduwees loop, dat u stok en staf naby is om ons nie net op die regte spoor te hou nie, maar om ook gevaar en seer, bedreigings van ons af weg te hou. Ons hou daarvan om dit te bely. Ons hou daarvan om hierdie bekende verse in die Bybel te lees, dat u ons versorg, dat u 'n herder is, dat Jesus vir ons die dood oorwin het. Ons hou daarvan om in hierdie tye al hierdie verse te lees, en tog is ons hart gebreek, en wil ons verstand vir ons sê, wie sê dis waar? Want kyk hoe seer het ons nou, kyk hoe het ons gebid, en wat was die antwoorde? Terwyl ons dan so worstel, Here, selfs met twyfel worstel, is daar vir ons geen ander hoop nie, geen ander plek om na toe te vlug nie,
as om net maar soos 'n bedelaar voor U te kom staan en te vra, help my. Dis wat ons nou doen. Here, wees asseblief nou hier by ons. Kom hoor U ons klagte, sien ons trane raak en kom troos ons. Amen. Ek dink wanneer 'n motor hier verby ry buite, mense hier verby stap en hulle sien Afbob se kar staan hier, dan weet hulle presies wat hier binne aangaan. Al ken hulle ons nie, weet hulle min of meer wat hier aangaan. En daarom mag dit hulle verbaas as ons dan liednommer 464 sing. As hulle klanke hier uit die kerk uit hoor wat sê, Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son, die maan, die sterre, die aarde, die wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my redder en my God. Selfs te midde van die afskeid, die tekens van die dood wat ons hier het, kan ons nie anders nie as om te sê, ons hou vas daarin, ons glo dit, dat God in beheer is. Dis ons enigste behoud, dis ons troos. So kom ons staan wanneer die musiek speel en ons sing die eerste en die derde vers. Die lied het 'n bietjie van 'n langerige inleiding, so wees maar geduldig en dan as die lied begin, dan sing ons saam. Lied nommer 464, die eerste en die derde vers, elke keer ook met die koor wat daarmee saamgaan. En ek wil graag vir u lees uit, daar staan nou 3 Titus, maar dis eintlik Titus 3 vers 1 tot 11. So Titus 3 vers 1 tot 11, die opskrif is die Christelike gedrag.
En dan, dis eintlik nou Paulus wat vir Dominee Titus skryf, hy bly op Kreta en hy moet nou op die eiland die kerk, die gemeente daar 'n bietjie organiseer en kyk dat alles daar reg verloop. En dan skrywe Paulus vir hom, en dit het behoue gebly oor al die jare, met ander woorde, dis eintlik die Here wat vir ons hierdie boodskap gee, né? Hy sê, herinner die mense nadruklik daaraan, dat hulle aan owerheid en gesag moet onderwerp, daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Hulle moet van niemand kwaad praat nie rusie soek nie. Hulle moet inskikkelik wees en altyd bedagsaam teenoor almal. Vroeër was ons mos onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot, en het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. En dan staan daar in vers 4 'n maar. Nou 'n maar is 'n belangrike woordjie in enige taal, want dit beteken niks wat ek tot nou toe gesê het geld meer nie. Hier is wat nou eintlik geld. Ons weet dit mos maar uit gesprekke uit, as jy nou met 'n oulike meisie praat en jy stel belang om haar telefoonnommer te kry en jy betuig jou verliefdheid en so meer, en sy sê vir jou, jy's verskriklik oulik, ek hou baie van, jy's handsome en alles wat jy graag wil hoor, en sy sê dan maar, dan kan jy maar vergeet van enige iets wat sy vooraf gesê het. So Paulus sê dit nou ook, kyk hoe was ons lewe, onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan begeertes, dit het sleg gegaan met ons, vers 4, maar, kom 'n wending, toe het die goedheid van God ons verlosser, en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons verlosser. En dan ons vers 7, so is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Dis 'n betroubare woord. En daarom wil ek hê dat jy van hierdie dinge met groot nadruk moet getuig, sodat die wat tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werk kan toelê. Nie meer die goeders van voorheen nie, maar nou goeie goed, werk wat goed en nuttig is vir die mense. Maar jy moet jou nie inlaat met dwaase strydvrae en geslagsregisters en met 'n getwis en 'n stryery oor die wet van Moses nie, want dis nutteloos en sinloos. Met iemand wat na 2 vermaanings nog skering veroorsaak, moet jy niks te doen hê nie, omdat jy weet dat so 'n man op die verkeerde pad is. Deur sy sonde bring hy die oordeel oor homself. So ons het gelees uit Paulus se brief aan Titus, hoofstuk 3 vers 1 tot 11, en ek herhaal graag vers 7, so is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Deur sy genade beteken is nie iets wat ek gedoen het nie, en ek kry iets, dat God by my is, en dat ek nou op 'n ewige pad saam met hom is. Ons beland maar baie dikwels in situasies wat ons nie eintlik weet na watter kant toe nie. Ons beland in situasies wat vir ons te groot is om te hanteer. In sulke tye neem ons emosies oor. In sulke tye neem ons angs oor, ons vrees, ons brein gaan in 'n soort van 'n super spoed in om al hierdie dinge te deurdink. En ek kom eintlik nie baie verder daarmee nie, want my hart is besmoontlik gebreek of ontstel of wat ook al. Ek weet nie waarheen om te vlug in so 'n tyd nie. Want ek kan nou vir mense raad of advies vra, maar wat weet hulle eintlik van dit wat ek regtig waar beleef, dit wat regtig waar hier in my kop en in my gedagtes aan die gebeur is.
En 'n WhatsApp af en toe help ook om die las 'n bietjie ligter te maak, maar dit vat nie regtig waar hierdie angs weg nie. Ek weet nie waarheen om te vlug met my emosies en my laste nie. En as ons so deur die Bybel lees ons dat dit eintlik 'n baie menslike ervaring is. Ons lees van Israel byvoorbeeld wat op baie geleenthede so belewenis, so ervaring gehad het wanneer hulle gevoel het dat die Here nie by hulle is nie. Dit gaan natuurlik altyd vooraf met waarskuwings en dat hulle rug op God gedraai het en dat hulle dan nou in hierdie soort van woestyn, partykeer letterlik in 'n woestyn beland het. En ander kere in 'n woestyn terwyl hulle in hulle eie land was, mense wat hulle bedreig het, oorlog gemaak het. Hulle was baie kere, vir 'n groot deel van die Ou Testament, was die Israeliete eintlik gevangenes gewees. Partykeer in hulle eie land, partykeer sommer weggevoer na Babilonië toe en nog ver ook. Waarheen gaan ek as ek so swaar kry? In die boek Jesaja lees ons juis van so 'n tyd van swaar kry en onsekerheid. Hulle besef dat hulle fout gemaak het, hulle het teen God gesondig en dat hulle daarom nou eintlik nie kan staatmaak op sy hulp nie. Om die waarheid te sê, hulle was 'n klein bietjie bang gewees om na hom toe te gaan en om vir hom raad te kry. Hulle het nie geweet wie nou nie, wie gaan my help in my tyd van nood. En in die eerste hoofstukke van Jesaja, wat dan hoofstuk 1 tot 39 is, lees ons dit baie keer dat die profeet sê, dis goed dat jy so voel, jy het dit self veroorsaak, dis jou skuld en so meer. En die volk is eintlik al 'n bietjie seer geslaan deur hulle eie skuldgevoelens en deur dit wat die profete vir hulle sê en so meer. Maar dan kom daar 'n wending in Jesaja 40. En lees ons in die tweede deel van die Jesaja boek baie keer dat die Here sê, ek is by jou. Jy het dit nie verdien nie. Jy het nie verdien dat ek jou sal versorg of jou sal help eens nie, maar ek is by jou. In Jesaja 41 vers 10, een van die verse waaruit die gesin ook baie troos vind, lees ons dat God vir hierdie volk wat met 'n warboel van emosies, stikkende, gebreekte hart sit en nie weet waartoe nou nie, dat die Here vir hulle kom sê, ek is jou God. Ek draai nie my rug op jou nie. Jy hoef nie bang te wees nie. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas en met my eie hand sal ek jou red. 'n Hoofstuk of 2 verder aan Jesaja 43 vers 5 is vir ons almal meer bekend eintlik wat ook sê, en ons het ook so 'n kanselkleed wat sê, ek het jou op jou naam geroep, jy's myne. Jy hoef nie bang te wees nie. Ek is jou God. En dis wat hy 'n belofte wat hy maak vir Israel. En dis 'n belofte wat hy deur die eeue maak vir elkeen van sy kinders. Dit is so, partykeer voel ek ver van hom af verwyder. Partykeer is dit wat my van hom verwyder, juist die skok van hierdie oomblik en die vrae wat ek uitskree, verwyte. Waarom, Here, waar is U? Hoe werk U antwoorde op gebed? Waar is U as ek U so nodig het? Maar die belofte van God bly altyd staan. Ek's nie weg nie. Ek is jou God. Ek is by jou. Hy draai nooit sy rug op ons nie. Dit het hy vir Israel beloof en dit het hy vir ons ook beloof. Hy vergeet nie van sy goedheid en sy liefde wat hy vir elkeen van ons as sy beelddraers wil wys nie. Al kry ons swaar, al voel ek soms asof ek alleen is, asof die dinge in die wêreld vir my te veel geword het, asof ek nie my kop bo water kan hou meer nie, is God altyd daar, gereed om in te gryp, reg om te help, sonder dat ek iets kan gee in ruil daarvoor. En dis juist die punt wat Jesaja gemaak het, maar dis juist die punt wat ons hier by Titus ook lees. Dat Paulus vir Titus skrywe, herinner tog die mense. Hulle moet tog nie dink, hulle is so oulik en goed, nou dat hulle kinders van die Here is nie. Dit was God wat ingegryp het. Deur genade is jy vrygespreek, soos ons vers sê. Dis God wat dit gedoen het. Hy wag nie vir ons om ons lewe om te draai. Hy wag nie dat ek vir hulp vra nie. Hy wag nie dat ek die een of ander iets doen as 'n prestasie of dalk later selfs 'n teenprestasie. Hy's lief vir my.
En hy het al hierdie genade en hy gee dit vir my, dit wat ek nodig het, sonder dat ek dit verdien. Dat ek in die verlede dalk, sê vers 3, onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan verkeerde begeertes, allerlei begeertes, my rug gedraai na God toe. En dan vers 4, daai maar, sonder dat ek dit verdien. Al het ek wat ook al gedoen, gryp God in. Maar die goedheid van God, ons verlosser, het verskyn. En miskien bedoel Paulus hierso dat dit hier gaan oor Kersfees, dat Jesus gekom het, dat hy gebore is, dat hy in hierdie wêreld gekom het, terwyl die wêreld nog God se vyande was. Maar vir jou en my is dit tog 'n baie meer persoonlike saak. Dis nie iets wat net iewers in die geskiedenis van die wêreld gebeur het. God kom kruis ons pad elke dag. God se goedheid kom verskyn elke dag weer nuut aan elkeen van ons. En ja, dit herinner my aan Jesus wat gekom het. Aan God se liefde wat so wonderbaarlik is, dat terwyl ons nog vyande is van hom, dat hy sy liefde vir my kom wys, sonder verdienste, sonder prestasie, teenprestasie. Vers 5 sê, hy verlos my, nie op grond van iets wat ek gedoen het nie, maar net op grond van sy groot liefde. Hy's lief vir ons. Hy kom was skoon, dit wat vuil was, sleg was in my lewe. Hy kom woon deur sy Heilige Gees in my hart, in my lewe. Hy kom gee my 'n nuwe lewe, sodat ek nou elke dag in hierdie vreugde en vrede kan lewe. God is by my. God is lief vir my. God is goed. En al sou ek dalk ook nog later weer iets verkeerd doen, dan bly hy goed. En hy bly God. En hy sal my nooit in die steek laat nie. En daarom vrees ek hom nie. En daarom mag ek, moet ek, dis al wat ek het, kan ek in my tyd van swaar kry, seer kry, na hom toe vlug. En kan ek met my emosies, my hart met hom deel. Kan selfs ook vir die Here sê, mense sê baie keer, moet tog nie vra hoekom, waarom. Ek kan selfs ook met kwaad voor die Here gaan staan en sê, waarom Here? Hy sê dan hy het my lief. En daarom mag ek my hart, dit wie ek is, mag ek dit met God deel. My gebreekte hart ken hy al klaar deur en deur. En hy weet alreeds wat nodig is in my seer. En wil hy met liefde weer na my toe kom. En vir my ook help en optel. En kan ek met sekerheid glo, die Here is by my. My begeerte is daarom niks anders as 'n ander vers waaruit Karen ook troos gevind het. Die Filippense 3 vers 10 tot 14 wat skryf, dis nou my wens om hierdie God wat vir my so lief is, onverstaanbaar, dat hy my ken en nog vir my lief bly, dis nou my innige wens om hom beter te leer ken, om hom te leer ken in sy lyding en sy kruisiging, maar ook om hom te ken in sy opstanding. Om hom ook te ken in die oorwinning waarin hy geleef het na sy dood, dat ek dieselfde kan doen. Dat ek hom nou so ken in sy lyding, in sy lewe, in sy opstanding, dat ek van hierdie stikkend en seer waar ek vandag beland het, dat ek ook hier weer sal kan opstaan. Christus Jesus het my in hierdie wêreld syne gemaak. Deur sy lewe, sterwe, opstanding, hemelvaart, sodat ek nou alreeds na hom toe kan kom en kan bid en vra, Here, maak my weer 'n wenner. Maak my weer iemand wat beleef, ervaar, dat U God is, wat my elke dag vashou, tot by die laaste, die wenstreep, soos wat Paulus dit in Filippense 3 sê, hou my vas, wees vir my lief, tot by die wenstreep. Kom Here Jesus, kom wys vandag hoe U liefde lyk en laat ons vandag alreeds saam lewe in hierdie seertyd U teenwoordigheid ervaar. Maar God het vir ons in Jesus nie net sy liefde gewys nie, hy het ook vir ons gewys hoe kragtig hy is. Dat hy nie net vir ons wil help en om weer 'n lewe te kan leef na die afskeid
van iemand vir wie ons baie lief is nie. Hy het ook vir ons kom wys dat hy die dood verslaan het. En dit gee ook vir ons hoop vandag. God wat saam met ons lewe, met sy groot genade en sy liefde, maar die ander deel van ons teks sê, dat dit ons ook 'n erfgenaam maak van 'n ewigheid. Dat ek daarom kan weet dat die dood nie die laaste sê het nie, maar dat as ek gereed is wanneer Jesus weer kom, of as ek self ook doodgaan, dat ek dan kan weet, al my geliefdes wat my vooruit gegaan het, sal ek weer ontmoet. In 1 Petrus 1 vers 21 staan daar, deur Jesus glo julle in God, wat hom uit die doodheid opgewek het, wat hom weer die heerlikheid gegee het. En daarom is ons hoop op hom gerig. Dis ons enigste troos. Corneille se plekkie is hartverskeurend leeg in ons lewe, maar ons glo dat God goed is en dat hy sy liefde vir ons wys, al verdien ons dit nie, en dat ons aan die einde van die lewe saam weer by die Here rondom sy troon sal wees. Vind daarom vandag jou troos by God, by sy genade, sy teenwoordigheid, sy liefde vir jou sonder voorwaarde. Vind jou troos daar, deel jou hart met hom. Soos Israel voel ons ook soms of die lewe swaar is, selfs 'n las is, vrees ons. Maar deur die Here Jesus kom die Here ook tot by ons en sê hy vir ons, soos wat hy vir Israel gesê het, moenie bang wees nie. Ek is by jou. In Jesus kom die goedheid van God met al sy liefde tot by ons en hy steek sy hand na ons toe uit. Hy bied vandag sy troos vir ons aan. Vandag is Corneille veilig in God se regverdige hand. Maar God steek sy hand na ons toe uit. Sal ek dit aanneem? Sal ek dit aangryp? Sal ek my troos by hom vind? Amen. Here, baie, baie dankie vir 'n Bybel vol verse wat ons wil troos. Baie dankie vir die liefde en omgee van vriende en familie. Baie dankie vir mense wat mooi kan dig en skryf en in woorde raakvat wat ons voel en dit so aanstuur met boodskappe, versies, WhatsApps. Here, as alles gelees is, as alles gesê is die plekkie van iemand vir wie ek lief is leeg. En dan weet U hoe seer ons het. En daarom wil ons bid en vra dat U asseblief hierdie wonderlike woord van U genade en van ons erfporsie, dat U hierdie woord vir ons baie prakties sal maak vandag, dat ons dit regtig waar sal beleef en ervaar as iets veel meer as net woorde. Iets wat iemand geskryf het om ons net gou die trane af te droog. Mag ons dit ervaar, beleef as iets wat stand hou, iets wat ek môre weer kan uithaal, weer na kan kyk, wat my weer sal troos. U weet, Here, as ons vandag hier saam is, huil ons oor meer as net Corneille. Ons huil, Here, oor al die mense na wie ons verlang. Ons huil oor almal wat vooruit gegaan het. Troos U ons asseblief. Maar Here, U weet ten diepste, huil ons ook oor onsself, want hierdie pad loop elkeen van ons ook. Help ons dan, Here, troos U ons, dat U ons nooit sal laat los nie, en dat U ons sal help om gereed te wees op daardie dag, wanneer U ons ook kom haal. Seën ons dan so, dat ons regtig waar mag beleef en ervaar, die troos wat net U alleen kan gee. Ek wil bid vir Karen en haar kinders, vir die broer en suster van Corneille, en vra Here dat U elkeen van ons sal vertroos. Amen. Kom ons staan ook weer as ons saam sing die mooiste gelykenis wat Jesus vertel het, is tog vir my in elk geval, die gelykenis van die verlore twee seuns, en ek sien myself maar gereeld as die jongste seun, wat die liefde van die Vader gekry het, maar baie keer is ons dalk ook maar die oudste seun, wat ook maar net by die pa was om te kyk wat ek kan erf. Maar hierdie lied wat ons sing, lied nommer 510, eerste, derde en die vierde vers, vertel vir ons van die jongste seun
wat by sy pa se huis aangekom het, nadat hy die verskriklikste goed gedoen het. Die pa vir hom gesê het, en ek bly vir jou lief. En hy ontvang hom weer tuis, in sy vader se huis. En mag ons vandag so die Vader se omhelsing ook ervaar, soos daardie wegloopkind. 510 vers 1, 3 en 4, na die seun, u bly staan vir die seun, daarna wil ek vra dat u net weer sal gaan sit. Kom maar weer sit. Hier aan die einde van my lewenspad het die son vir my finaal gesak. Maar moenie huil en treur oor my, o nee, wees bly, my siel is vry. Mis my 'n rukkie, maar nie verlang. Met kop omhoog en geen hartseer klank. Onthou hoe het ons liefde ons lewenspad gebaan. Mis my, maar laat my gaan. Hierdie pad moet ons elkeen stap en alleen moet ons elk die tog aanpak. Op pad na waar die ewige die tydelike vervang. So wanneer jy eensaam en hartseer voel, laat vriende se liefde en troos julle oorspoel. In goed doen aan ander kan geen droefheid bly staan. Mis my, maar laat my gaan. Cornelius deur die dood van ons weggeneem, maar die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo sal lewe, selfs al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en kan gelowiges uitroep, dood, waar is jou oorwinning? En dood, waar is jou angel? Ons huil, maar ons treur nie soos mense sonder hoop nie. Want die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring vir ons hartseer en pyn. Maar die Here self gee vir ons sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en hy beloof om hierdie pad verder saam met ons te loop. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Want Jesus het mos vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nou nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterwe het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, dan leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, dan sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan nou lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. En aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek wil graag vra dat Jaap van der Westhuizen vorentoe sal kom asseblief. Ek dink die mikrofoon is klaar aan.
Ja, blyk vir my na 'n groot man. Ek dink ek sal vir hom net help om die mikrofoon 'n bietjie. As hy praat maar terwille van die mense wat op YouTube kyk, praat maar in die mikrofoon. Kan julle my hoor? Lyk vir my dis redelik duidelik. Ja. Ek wil net eerstens die familie bedank vir die geleentheid wat hulle vir my gee om vandag die bedankings te doen en ek doen dit met liefde. Hierdie bedankings is dan ook in geen spesifieke volgorde nie. Eerstens Dominee Rolf Pinaar vir die vertroostende boodskap en bystand aan die gesin in hierdie tyd. Woorde van vertroosting is nie net sommer woorde nie. Dit bring genesing vir die siel en help met die moeilike pad hierna. Vir die NG Kerk 4 ankers vir die beskikbaarstelling van julle personeel, kerkgebou en saal vir vandag se verrigtinge. Dankie ook vir Kormet Privaat Hospitaal en sy personeel vir die bystand en ondersteuning aan die gesin tydens die tyd wat Corneille daar by julle was en ook vir die begrip en deernis waarmee hy behandel is. So ook dankie dan aan Afpop vir die diens gelewer tydens die afsterwe en ook vir die tyd wat hierna gaan volg. Baie dankie aan veral die kinders en die naaste familie wat vir Karen so mooi bygestaan het in hierdie tyd. Die reëlings wat julle gedoen het dit soveel makliker vir haar gemaak. Dankie is dalk net 'n woord, maar as dit op die regte tyd gesê word, beteken dit ongelooflik baie vir die gesin en die familie. So wil hulle dan elkeen bedank vir u teenwoordigheid, ondersteuning, elke boodskap wat julle gestuur het. Wees verseker dit word opreg waardeer. Laaste maar nie die minste nie, baie dankie van elkeen wat gehelp het met vandag se verrigtinge, spesifiek dan ook die blomme, die verversings wat ons hierna gaan geniet. Julle is dan ook genooi om na die tyd saam in die saal gesellig te verkeer. En terwyl ons nou so aan die dankie sê is, wil ek maar net van my kant af vir die familie, vir Karen, Zian en Lianay, dankie dat julle Corneille vir ons geleen het vir baie jare. Hy het by my begin werk en ek dink dit was 2000. Toe sê hom Niels nog vir my, hoorie, pas op vir familie jong, dit kan 'n moeilikheid veroorsaak. En ek het hom laat kom, omdat my pa daai tyd siek geword het, en ek nie meer by alles kon uitkom nie. En hy het my gehelp eers met die koringplantery en so. Maar van daar af het dit net gegaan en dit net nooit opgehou nie. Ek meen, Corneille het 'n groot rol gespeel in die groei van my boerdery. 23 jaar is nie kinderspeletjies nie. Daar was goeie tye, daar was harde tye. Ek dink nie ek is die maklikste mens om voor te werk nie. Daarvan kan baie van julle getuig. Maar tog het ons mekaar gevind en yster slyp yster. En ons het 'n besigheid gebou saam. Het hy my gehelp en vir dit sê ek dankie. Ek meen dit is goeie tye en mense sal dit nooit vergeet nie. Dankie. Baie dankie. Ek dink dit sê maklik. Ja, sal jy die bedankings doen, maar dit is nogals moeiliker om hier voor te staan en dit so te doen ook. So mag ek dan namens hulle sê baie dankie vir die bedankings wat jy gedoen het ook hier. Ons gaan dan nou uitstap en dan buite ons laaste afskeid neem en daarna is daar in die saal vir u voorberei. Ek wil vra dat u maar saamkom saal toe, saam koffie drink. Dis tog maar daar waar ons al ons lekkerste stories deel en hoe ons begin om ook weer heel te word. U het gesien dat die draers in die kerk in was die nabye huisgesin, Karen, Leonay, Enrico, Zian en Alicia, maar die draers uit en ek wil vra dat hulle dan vorentoe sal kom en dan stap ons almal saam met hulle uit die kerk uit. Die draers is Gerda de Beer, Anna Marie Els,
Irma Odendaal Els, MW Odendaal en Hardes Els. Sal julle asseblief vorentoe kom? Dan wil ek maar vra dat jy almal opstaan asseblief. I've heard the words of secret chords that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. Oh, and she tied you to a kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair. From your lips she drew love. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, baby, I have been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. Oh, and I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. Let's a quarter little broken. Hallelujah, 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 hallelujah. But there was a time when you let me know what's really going on below. Now you never saw that to me, do ya? Do ya? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too. Baby, every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. Well, maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. Oh, oh. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light.